maar die woorde van my mond dra krag. Die woorde van my mond dra krag. Ek wil dit weer sê, die woorde van my mond dra krag. So, dit wat jy oor ons land uitspreek, is nie kragteloos en waardeloos nie. Luister, ons kan nie toesien dat die vyand maar net aangaan en ons kyk dit maar net agterna nie. Ons het 'n verantwoordelikheid as kerk van Jesus Christus. Dis God se land. Dis God se mense. En in Suid-Afrika is die meeste mense wat in hierdie land woon as 'n groepering is God se mense. Christene, manne en vroue wat uitstaan vir Jesus. Maar ons kan nie sit en wag nie. Ons moet uitspreek oor ons land. God se seën. Amen. Nou, voordat ons begin, kom ons sê eers, kyk gou vir die ou langs jou. Al is dit jou man en jou vrou, gee hom so groot glimlag en sê net vir hom of haar, ek is bly jy is hier. Loof die Here. Loof die Here. Nou ek is baie opgewonde oor wat die Here vir ons in stoor het. Nou ons preektema vir hierdie jaar is, what will Jesus do? What will Jesus do? En ek weet, geliefdes, in Afrikaans, as ons dit seker moet vertaal, sou dit seker gewees het, wat sou Jesus doen? Maar terwille van, so, as ons dink, en ek is oortuig dat almal van u het al gehoor van what will Jesus do. Jy moet dan baie oud of baie jong wees om nie dit te hoor nie. En almal van u het al hierdie bandjies gesien. Bandjies wat op staan. WWJD. What would Jesus do? En dis is ons tema vir hierdie jaar. Maar weet jy wat? Die vraag, wat sou Jesus doen? Moenie net op 'n bandjie of op 'n TM of op sosiale media wees nie. Weet jy wat? Jesus het nooit gevra dat daar iewers langs die pad 'n slagspreuk moet wees wat sê, what would Jesus do? Jesus het nooit daarvoor gevra nie. Wat hy gevra het vir jou en my, is dat ons hom sal volg. En so, voordat ek te opgewonde raak, kom ons lees gou in die Bybel, in Matteus hoofstuk 4. Nou, net voordat ek dink nie is dom nie, ek wil net hê jy moet dink. Matteus 4, dis nogal in die begin van die Nuwe Testamentiese boek. Jy weet het of jou rekenaar is besig om te reboot. Matteus 4 is eintlik, as jy jou Bybel oopmaak in die Nuwe Testament, is dit die 4de boek in die Nuwe Testament. Amen. En hoor wat sê hy, nou hierdie volg net na die aankondiging van Jesus se geboorte en alles wat daarmee saamgaan, begin dit by Jesus se bediening. Sy aardse bediening. En ek wil hê jy moet mooi luister na wat hierdie woorde sê. Hy sê, terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy 2 broers, Simon, wat genoem word Petros, Andreas, sy broer. So, kom ons begin sommer. Jesus loop langs die see van Galilea. In die Bybel, ek wil net hê jy moet iewers hier
'n noot te maak. Die see van Galilea speel nogal 'n belangrike rol. En dan sien Jesus twee broers, Petrus en sy broer Andreas. Ons het hom. Besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissermanne. Vers 19, en hy sê vir hulle, kom agter my aan. Die ou vertaling sê, volg my. Wat gebeur toe? En hy sê, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. En hulle het, kom aan, help my. Ek wil hulle het dadelik, hulle nette net daar neergegooi. Het was seker maar 'n afdag daai dag. En hulle het seker maar gedink, ons kan net sowel agter hom aangaan, want hier kry ons niks reg nie. En hulle het hulle nette net daar neergegooi en hom gevolg. En die Bybel sê, en toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy nog twee ander broers. Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes, sy broer, in die skuit saam met hulle vader. So hier's weer twee broers, Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus. En maak iewers hier 'n merkie. Het jy al iewers anders gelees van die seun van Zebedeus? OK, maak 'n nota. Hy sê, in die skuit saam met hulle vader, Zebedeus, besig om hulle net te heel te maak, en hy het hulle geroep, en hulle het dadelik die skuit en hulle vader verlaat, en hom gevolg. Nou, ons wil vanmôre begin met hierdie reeks eintlik wat sê, wat sou Jesus doen? What would Jesus do? En vanmôre begin ons met hierdie, volg my. Volg my. Volg my. Ons dra die bandjies. Ons plak selfs die plakkertjies op ons karre in die agterkant. Ons het dit selfs op ons yskas. Maar die hart van die saak is nie die slagspreuk nie. Die DNA, die kern van hierdie slagspreuk gaan nie oor die slagspreuk nie. Het gaan oor 'n persoon. Het gaan nie oor what would Koos doen nie. Het gaan oor Jesus. Het gaan oor 'n persoon. As Jesus vandag, ons leef in 'n ander tyd, ek weet, maar as Jesus vandag by jou werk se kantoor instap, of dalk op jou plaas, of dalk in jou sitkamer inkom, en hy sê, los alles en volg my. Wat sou jou reaksie wees? Hier sien ons twee gevalle. Petrus en Andreas, Jakobus en Johannes. Jesus roep hulle en hy sê, volg my. Dis al. Hy verduidelik nie. En hulle los alles en hulle volg hom. Weet jy wat? Die kernboodskap hiervan in AGS tradisie is nie net dat hierdie kopkennis moet wees wat ek vir myself moet uitmaak nie. Dis 'n dinamiese geesgeleide beweging agter Jesus Christus aan. Dit is die verskil tussen iemand wat 'n toeskouer is of 'n kerkganger en iemand wat 'n deelnemer is, 'n volgeling is, 'n navolger is, 'n disipel is.
voordat ons kan vra, what would Jesus do, moet ons eintlik eerlik vir onsself die antwoord vra, of eerlik op die antwoord, volg ek werklik Jesus? En dis waarmee ek vanmôre met jou wil begin. Ek wens ek kon voor elkeen kom staan vanmôre en vir jou kom vra, volg jy regtig Jesus? Goed, dis maklik om te sê, ja pastoor. Maar ek bedoel dit en ek wil klem hierop lê. Volg jy elke dag Jesus? Of net Sondag? Is jy volkome uitverkoop aan Jesus? Is jy iemand wat sy stem hoor en hom gehoorsaam? Eintlik wil ek nog 'n stapie verder gaan en vanmôre vir jou kom sê, Christendom gaan nie net om in Jesus te glo nie. Ek maak julle kwaad. Christendom gaan nie net om in Jesus te glo nie, want die duiwel glo ook. En hy sidder, sê die Bybel. Maar dis om aan Jesus Christus volkome te behoort. Ek behoort aan Jesus. Ek behoort nie aan myself nie, ek behoort nie aan hierdie wêreld nie, ek behoort aan Jesus. Jy weet, as ek na hierdie gedeelte kyk, en kom ons sê gou vanmôre vir mekaar, as jy hierdie skrif lees, wie's die een wat die inisiatief neem? Kom aan, die mens het nie na Jesus toe gekom nie, hy het na hulle toe gegaan. En terwyl Jesus langs die see loop, sien hy twee mans, Petrus en sy broer, en hy gaan na hulle toe en hy sê, volg my. Hy neem die inisiatief. Terwyl hy, wat Jesus is langs die see loop, neem hy inisiatief. Weet jy wat, kan ek vanmôre vir jou sê, en miskien krap ek jou bietjie vanmôre om, maar Jesus wag nie vir mense nie. Hy wag nie vir mense nie. Hy gaan soek hulle. Hy gaan soek die wat te vinde is. Luister, jy's nie 'n kind van die Here omdat jy so wonderlik was om sy stem te hoor nie. Hy het jou gesoek, hy het jou geroep. Hallo. Hy roep nie priesters of pastore in 'n kerk nie. Nee. Hy roep vissermanne wat besig is by hulle werk. En dit sê vir my dat die Here praat met mense in hulle alledaagse omstandighede. Hy praat met mense, met gewone mense, alledaagse mense, in alledaagse omstandighede. En ek wil graag vir jou vanmôre skrif insig bring. En vanmôre vir jou kom sê, Jesus roep mense net soos wat hulle is. Onthou, as die Here met mense praat, dan roep hy hulle net soos hulle is. Volg my. Daar staan nêrens dat Petrus eers dit of dat gedoen het nie. En weet jy wat? Ek moet nou versigtig wees. As ek dink aan 'n visserman, in daai tyd was nie soos die professionele vissermanne van vandag nie. Hy roep hulle net soos hulle is, maar hy los hulle nie soos hulle is nie. Sy liefde vir hulle is so groot, hy roep hulle soos hulle is, maar sy liefde dring hulle om nie te bly soos hulle is nie. Weet jy wat, jy kan nie vanmôre op 'n plek wees waar jy sê, Here, ek behoort aan U, maar jy leef môre weer soos wat jy gister geleef het.
Dit moet 'n verskil in jou lewe maak. Al het die Here jou geroep, los hy jou nie soos jy is nie. Tweedens, die roeping van die Here op jou lewe kom voor die wonderwerke. OK, kom ons stop gou hier. Wie is die eerste ou wat hy roep? Wat het ons gelees? Hy loop langs die see van Galilea. En wie is die eerste ou wat hy roep? Petrus, die rots. Wie was die ou wat op Pinksterdag gepreek het en 3000 mense kom tot inkeer? Hierdie selfe Petrus. Maar wie was die ou toe die Romeinse soldate in die tuin van Getsemane inkom, eerste sy swaard uitgryp en eerste Malgas se oor afkap? Is dit nie dieselfde ou nie? So, die Here roep hom soos hy is, maar hy los hom nie soos hy is nie, want hy het 'n plan met sy lewe. En ek wil dit vanmôre vir jou sê, God roep jy net soos jy is, maar hy los jou nie soos jy is nie. Weet jy wat? Jou roeping kom voor die wonderwerk. Jou roeping kom voor jou bediening. Jou roeping kom voor jou sukses. En wat leer ons daaruit? Wat leer ek en jy daaruit? Ons leer, genade roep ons waar ons is, maar gehoorsaamheid neem ons waar God wil hê ek moet wees. Jy kan sien daar's 'n verskil. Dis God se genade dat hy my roep. Maar is my gehoorsaamheid aan hom wat my verander om te kom daar waar hy my wil hê. Hoor jy dit? Kom ons besin net hieroor. Jesus, weet jy wat? As daar iets is wat ons vanmôre moet erken, Jesus het nie op sy eie gefunksioneer nie. As iemand op iets vra, of as iemand raad vra, dan sê ek doen net wat die Vader vir my sê. Net wat die Vader sê. Jesus het nooit uitgestel om die wil van die Vader te doen nie. Derdens, en het raak al hoe meer, raak al hoe dieper, om Jesus te volg is 'n opdrag, nie 'n goeie idee nie. Om Jesus te volg is 'n opdrag, dis nie 'n mooi voorstel nie. Hy vra nie jou opinie nie. Weet jy wat, as ons hier lees in die gedeelte wat ons gelees het in vers 9, en hy sê vir hulle, volg my, die Griekse woord wat hier gebruik word, beteken letterlik om agter iemand aan te loop. Om 'n disipel te word, 'n navolger te word. Om dieselfde pad te loop as die een wat jou roep. Weet jy wat? As Jesus by hulle kom, dan sê hy nie vir hulle, kom luister maar wanneer dit julle pas nie. Soos vandag se mense. As dit nou vir jou gerieflik genoeg is, en die stoel is nou nie te hard nie, en is nou nie te warm nie, en dit vat nou nie te lank nie, kom maar. Jesus het ook nie gesê, as julle saamstem met wat ek verkondig, dan kan julle my maar volg. Nee. Weet jy wat? Hy sê vir hulle, verbind julle lewe aan myne. Volg my. En ek wil net hier 'n paar insigte bring. Kom ons maak dit so. Kan julle nog onthou van 'n getallelyn? Ja, party sê hard ja. Want dit was dalk 'n nagmerrie. Waar begin alles? Alles begin, ek is 'n sondaar en ek kan myself nie red nie.
En dan, wat gebeur? Ek is 'n sondaar, ek kan myself nie red nie. Dis hoekom Jesus uit die prys vir my moes betaal. Hy moes in my plek sterf en al my sonde op hom neem. Amen. En as ek dan sy roepstem hoor, dan word ek sy kind. En dan sê hy vir my, volg my. Sien nie, dis verskillende stappe. Luister, redding gebeur in een oogwink. Om jou sonde te bely en Jesus te aanvaar as jou saligmaker, dit is baie maklik. Ag Here. Weet jy wat, as jy regtig eerlik is met jouself, moet jy erken, ons is maar gebroke. Niemand van ons wat vanmôre hier sit, is engele nie. Ons is ook nie gemaak in 'n engelfabriek nie. Amen. Redding is onmiddellik. Maar om die pad saam met Jesus te loop, is eintlik lewenslank, gedryf en geïnspireer en gelei deur die Heilige Gees. Amen. Ek wil net hê, as ons dink aan what would Jesus do, as ons daaraan dink, what will Jesus do? Vra nie, wat sou Jesus in my situasie doen nie? Want dan mis jy dit. Het gaan nie oor wat sou Jesus in my situasie doen nie. Die vraag is, wat wil Jesus hê moet ek doen as hy werklik die Kyrios, die Here van my lewe is? Weet jy wat, as die woordjie Here beteken, hy is in beheer en ek doen wat hy sê. Hy is in beheer en ek doen wat hy sê. So dit gaan oor, wat sê die Here nou vir my? Vierdens, derdens, onmiddellike gehoorsaamheid openbaar ware disippelskap. En dit beteken in die eenvoudige, as die Here met my praat en ek doen dadelik wat hy sê, is ek regtig 'n navolger van Jesus. In vers 20 van die gedeelte wat ons gelees het sê, en hulle het dadelik hulle nette laat staan en hom gevolg. Dadelik. Nou, ag pastoor, ons bly in die nuwe Suid-Afrika. In die nuwe Suid-Afrika negotiate ons oor alles. Ek het vanmôre vir jou nuus. As dit kom by die Here, kan jy nooit met die Here beraadslaag nie. Hy is die Here en jy doen wat hy sê. Hy sê, dit sê in hierdie vers, dadelik. Nou, kom ons kry 'n bietjie insig. Hy kom by die eerste 4, Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes. Hy kom by daai eerste 4, en hy sê, volg my. En hulle sit hulle nette neer, hoor gou mooi. Die nette was hulle inkomste. Ek wil nou nie, julle is slim genoeg, maar hoor gou, partykeer het ons ook nette om neer te sit. As jy 'n besigheidsman het, moet jy die net van skelmstreke neersit. Hallo, ek raak hom nou baie stil. Daai net wat sê, ek doen mense in, is klaar. Die net wat ek op hierdie manier met mense werk, die nette was hulle inkomste, die nette was hulle sekuriteit, die nette was hulle identiteit. Hulle was vissermanne as gevolg van die nette. Weet jy, dis vir my absoluut
asemrowend. Ek sien videoklips van ouens daar in die ooste. Dan kom hulle by sulke kom ons noem dit maar 'n meer. Dan sien hulle die vis, daar visse kom ons so op. En dan maak hulle sulke babbels, dan kring dit so. Of is ek nou dom? Jannie, is dit die waarheid? En hierdie ouens in die ooste het die vermoë om dan 'n net te vat soos 'n waffer se cowboy en dan die net te gooi, net mooi waar daai in die middel so opkom en die babbel maak in die kring, gooi die net bo oor dat hy so rond is en daai die middelpunt is. Dan trek hy daai ronde net in. Dan haal hy die visse uit. So, die visse verloon eintlik hulle self. So, as ons dink aan hierdie nette, die nette was wie hulle is. Hulle identiteit. Tweedens, om Jesus te volg beteken om God te vertrou meer as my logika. Baie keer sê die Here vir jou, jy moet iets doen, dan sê jou verstand, hierdie gaan nie werk. Weet jy wat? Hierdie selfde vissermanne, op 'n keer, toe hulle moedeloos en hulle gaan vang weer vis. En hulle is die hele dag op die see en hulle vang niks. Nou as 'n visserman niks kan vang nie, moet jy weet daar is niks. Kyk, as ek en jy niks vang nie, is dit niks snaaks nie. Maar as hulle niks vang nie, dan sê dit vir jou, daar is niets. En weet jy wat? Dan kom die Here en hy sê, vat hy net en gooi hom aan die ander kant. Dan sê hulle vir hom, nie, ja maar, hulle redeneer nie. Daar's nie 'n beraadslaging nie. Daar's nie een of ander negotiation nie. Hulle gooi die net aan die ander kant. Dan sê hulle hoekom? Op grond van u woord. So gooi ons. Jy sien, dis absolute, onmiddellike, dadelike gehoorsaamheid. Nou in die wêreld waar ek en jy leef, sê die wêreld vir ons, man, moenie dadelik 'n besluit neem, dink daaroor, praat daaroor, redeneer daaroor, want hierdie uitgestelde oor 'n gehoorsaamheid is wysheid. Maar die Bybel sê, as jy uitstel, is jy in die eerste plek ongehoorsaam. In die tweede plek, as jy uitstel, is daar twyfel in jou hart of dit wat die Here sê regtig die waarheid is. Dis ongeloof. Weet jy wat? As die Vader vir Jesus sê, hy moet gaan sterf aan die kruis, dan doen hy dit. Want hy het jou in oog gehad. Hy het selfs gehoorsaam gewees tot aan die prys van die kruis. Ek wil vanmôre vir jou kom vra, wat is die nette wat jy moet neergooi en hom volg? Wat se nette moet jy van ontslaa raak? Weet jy wat? Kom ons sê gou vir mekaar. Ons praat nie oor ander nasies nie, ons praat oor ons. Kom ons sê gou vir mekaar, ons het al baie gemaklik geraak. Ons is in 'n comfort zone, in 'n gemaksone. En ek wil nie hier uit nie, want ek ken hierdie. Miskien is dit wat jy moet ontslaaf van raak. Of in die tyd waarin ons leef, hoor ons en word ons so gebombardeer met negativiteit en vrees, dat vrees bepaal of ek iets doen. Miskien is dit die net wat jy moet ontslaaf van raak. Ek is amper te bang om die derde een te noem. Partykeer word ek en jy nog beheer deur sonde. Nou, ag pastoor,
Almal doen dit. Dis nie so ergie. Moenie, don't overthink it. Luister, sonde is waarvoor Jesus moes sterf. En jy weet waarmee jy besig is, of dit reg of verkeerd is. As dit verkeerd is, vra die Here vanmôre vir jou, sit daai net neer. Partykeer, weet jy wat, ons kan baie skynheilig wees. Nou nie jy nie, maar ons kan baie skynheilig wees. O, pastoor, ek skinder glad nie. Ek het net gebedsversoeke wat ek deel. Dis dalk nie net wat jy moet neers. Weet jy wat? Partykeer is ons wil hemel toe gaan. Ons wil by die Here uitkom, maar ek wil hom nog steeds. Ek is so halfhartig. Die Here sê, was jy maar warm of was jy maar koud? Maar nou omdat jy lou is, maak jy my naar. Miskien is dit nie net wat jy vanmôre moet neersit. Weet jy wat? Die Here het iets vir jou in stoor. Hierdie jaar wat voorlê, is jou jaar. Hierdie jaar is jou jaar. Dis jou jaar. Die Here wil in hierdie jaar jou verander van 'n navolger na 'n visser van mense. Van 'n navolger na 'n visser van mense. Vers 19 sê, en ek sal julle vissers van mense maak. Nou, as die Here ons roep hy ons nie net weg van iets nie. Hy roep ons na iets toe. Hy roep ons na iets toe. Die Bybelse waarheid is, om 'n disipel of 'n navolger te wees, is 'n lewensveranderende proses. Dis lewensveranderend. Tweedens, Jesus vorm net diegene wat naby aan hom is. Ons kan, weet jy wat, God is totaal in beheer. Maar hy werk nie sonder jou goedkeuring nie. Jy moet ja sê, jy moet kies. En die waarheid is, die Here doen net wonderwerke vir die wat naby aan hom is. Jy word nie 'n visser van mense deur jou eie inspanning of jou eie moontlikhede of jou eie werke nie. Jy word 'n visser van mense omdat jy naby aan Jesus is. Sê maar eina. Jesus Christus binne in jou. Jesus Christus binne in jou. Bring Christus deur jou. Kan ek dit weer sê? Jesus Christus binne in jou. Bring Christus deur jou. Dit staan in die Bybel. Die Heilige Gees wil vanmôre jou aandoen met krag uit die hoogte. Die Heilige Gees wil jou bemagtig toerus om 'n getuie te wees. Handelinge 1 vers 8 sê baie duidelik vir ons, hy rus ons toe om sy getuie te wees. My laaste een. What will Jesus do? Is Christus wat binne in ons leef. What will Jesus do? Is Christus wat hier binne in ons is. Paulus sê in Galasiërs 2 vers 20, hy sê ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in en deur my. Weet jy wat? Ek wil jou skok vanmôre. What would Jesus do? Beteken nie ek is 'n nabootser nie. Nee. Daar's geestelike transformasie wat in my lewe gebeur. Ons vra nie, what will Jesus do? Omdat ek hard genoeg wil probeer om soos hy te word nie. Ons sien in die Bybelse tyd dat die apostels
toe die Heilige Gees oor hulle kom, word hulle lewe so getransformeer. As mense 'n disipel van Jesus sien, dan sê hulle, daar loop Jesus. Ek wil vir jou sê, dit gaan nie oor hoe hard jy probeer nie. Dit gaan oor hoe diep jy bereid is om oor te gee. Dat is 'n sleutelwaarheid vanmôre. Jy kan nie soos Jesus leef sonder die lewe van Jesus wat binne in jou leef nie. Jy kan nie soos Jesus leef sonder die lewe van Christus wat deur jou leef nie. Ek wil vanmôre vir jou kom vra. Hierdie eerste Sondag van 'n nuwe kwartaal. Ons praat oor what will Jesus do? Kan ek vanmôre gou vir jou kom sê, Jesus wandel vandag nog op die see van gewone lewens. Gewone mense. En hy roep vandag nog doodgewone mense. Gewone mense om ongewone dinge te doen. Ek wil vanmôre vir jou vra, ons kan nie vanmôre, ek wil hê jy moet dit hoor. Ek is so dankbaar dat u vanmôre hier is, maar ek sou dankbaarder wees as u vanmôre hier uitgaan en 'n keuse gemaak het. Ek wil vanmôre vir jou vra, miskien sit hier vanmôre iemand wat sê, pastoor, my lewe met die Here was reg. Weet, ek ontmoet 'n man, hy vertel vir my hoe hy saam met sy pa sendingwerk gedoen het. En wat het hy alles uitgevoer? En hy vertel my van sy kinderdae en alles wat gebeur. En ek kon nie anders as om te vra, hoe lyk dit nou nie? Wat in die verlede was, wonderlik. Maar wat is nou? Jy kan nie uit jou verlede leef nie. Want jy leef vandag. Jy leef vandag. Ek wil jou vanmôre vra, wil jy nie vanmôre opnuut weer vir die Here kom sê, Here, hier is ek. Hier is my lewe. Kom ons sluit ons oë. Net daar waar jy sit, vergeet van jou man langs jou, vergeet van vir jou vrou, sluit asseblief u oë. Vergeet van alles en almal. En net daar waar jy is, wil jy nie vanmôre vir die Here sê, Here, hier is ek. Ek wil regmaak. Ek wil nie meer langer so leef nie. Ek wil nie langer so leef nie. Ek wil weer alles kom oorgee. Miskien is daar vanmôre iemand wat sê, pastoor, ek kan onthou toe ek my hart en lewe vir die Here gegee het, was ek so gehoorsaam, ek het alles gedoen onverdeeld. Maar ek sukkel nou daarmee. Net daar weer sê bietjie vir die Here, Here, ek wil regmaak. Sodat ek onmiddellik, dadelik u stem kan hoor en kan doen wat u wil hê. Miskien is daar vanmôre mense wat sê, pastoor, ek het net om te los. Ek wil jou vra, wil jy nie vanmôre sê, Here, hierdie net wil ek vanmôre laat los. Here, hierdie meerigheid, ek los dit in Jesus naam. Hierdie ongehoorsaamheid, ek los dit. Hierdie gees van die vyand wat my behep maak, ek los dit in Jesus naam. Miskien is daar iemand wat vanmôre sê, pastoor, ek het my sonde bely. Ek het Jesus aanvaar as die verlosser van my lewe, maar ek is nie 'n disipel nie. Ek doen nie wat die Here wil hê nie. Ek volg hom nie regtig. Wil jy nie net daar by vir die Here kom sê, Here, ek wil 'n ware disipel van die Here wees. Ek wil u stem hoor, ek wil doen wat u wil hê. Dit gaan nie oor hemel of hel nie. Dit gaan daaroor, u het my geroep om 'n verskil te maak. Ek wil in u voetspore volg.
Kom ons bid saam. Here, vanmôre wil ons alles los wat ons terughou. Here, ons hoor vanmôre die stem van die Here wat sê, volg my. Here, en ons wil U volg. Nie halfpad nie, maar volkome. Here, ons wil hoor, ons wil doen, ons wil uitvoer. Ons maak vanmôre 'n keuse om Jesus Christus nie net as verlosser nie, maar as die Here van my lewe te maak. Here, dat ek vir U kan leef. In Jesus naam. Amen.